Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Môre julle en baie welkom vanoggend hier by Familiekerk se aanlyn diens. Dit is baie lekker om julle hier te hê en ek is excited om met julle te deel die woord wat die Here vir ons het vandag. So kom ons sluit die oë en dan vertrou ons Here dat hy vir ons gaan lei deur hierdie boodskap. Die Onse Vader, Pa, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat elke persoon hier kan wees aanlyn en ek bid, Pa, dat Pa se Heilige Gees nou sal kom, ons sal kom rustig maak. En dankie vir die woord, Here, wat U binne in ons harte
gaan kom oopbreek, Here, dat dit U Spirit is, Here, en wat dit vir ons kom oopbreek, en dat U 'n goeie Pa is, wat vir elkeen van sy kinders so abundantly provide. Ons sê vir U dankie daarvoor, en ons receive nou van U in Jesus naam. Amen. Okay, goed. So die skriflesing wat ons vandag mee gaan begin, vandag se woord kom uit 2 Korintiërs 6 vanaf vers 12 af. En ek gaan sommer gou vir ons dit lees. Ek gaan sommer begin met vers 11, maar jy kan saam met my lees 2 Korintiërs 6 vanaf vers 11 en 12. Paulus skryf hier, so hy sê, O Corinthians, we have spoken openly to you, our hearts are wide open. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Ons dink soms dat, jy weet, die Here sy hart is om ons te restrict. En ek dink baie keer, vir alles 'n mens, jy weet, kyk na goed soos die 10 gebooie en so, wat die Jode moes doen, en dit baie gevoel soos restricting. En ek dink ongelukkig vandag is dit baie keer die siening van Christianity is dat dit restrict mense. En tog kan ons sien hierso dat dit is glad nie God se hart nie. God is glad nie 'n God wat ons wil restrict nie, wat ons wil terughou nie. Inteendeel, God se hart is om ons vry te maak. God se hart is om ons 'n lewe te gee wat groter is en beter is en verder strek as wat ons ooit sou kon gedink het, om ons goeders te achieve wat ons nooit gedink het ons kan achieve nie, om goeders te bekom wat en te beleef wat ons nooit gedink het ons kan nie. Dit is regtig God se hart vir ons om 'n vol en 'n suksesvolle lewe te lei, om ons glad nie te restrict nie. Maar tog kom dit baie keer so oor. En dit is ongelukkig so, want die wêreld verkoop sy goeders as die lekker goeders, en dat Christianity word dan gelabel as restricting. Maar tog, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat eintlik die goed van die wêreld is eintlik die goed wat mense restrict. Is eintlik die goed wat mense se lewens seermaak en vernietig. Alhoewel dit verkoop word as iets wat bevrydend is dit eintlik iets wat restricting is. En Paulus sê dit so, hy sê dat hy verteenwoordig natuurlik God in die scripture, en hy sê maar, you're not restricted by us, you're restricted by your own affections. En wat is hierdie affections waarna hy verwys, wat hy sê wat die Corinthian kerk restrict? En as jy nou verder gaan lees in die konteks daarvan, dan sien ons dat hy sê, don't be unequally yoked with unbelievers, don't be unequally yoked with the world, en om die goeders van die wêreld te doen nie. Dit is die goeders wat ons eintlik restrict, dis die goeders wat ons eintlik terughou en ons aandag te waai en ons confused maak en ons fearful maak van die toekoms, en ons restrict om regtig onsself ten volle uit te lewe, wat maak dat ons nie self kan wees nie, of goeders pursue wat nie eintlik iets is wat ons wil doen nie, maar ons voel ons moet dit doen, en dan pursue ons sekere goeders. So hierdie wêreldse affections is eintlik die goed wat ons lewe begin restrict. En ek dink net om 'n voorbeeld te noem, baie mense sal sê geld is 'n affection. Dis nie geld wat 'n affection is, dit is die liefde vir geld wat 'n affection is. Of mense sal dink dat 'n mooi kar is dalk 'n affection, maar dis ook nie 'n affection nie. Die behoefte aan status is wat kom deur materialistiese goeder. Dis 'n affection. So die Here kyk nie na die goed in op sigself nie. Hy kyk na die gees agter dit, die spirit, die hart agter die ding. En dit is die goeders wat ons restrict. Dit is die goeders wat ons terughou en fearful maak van die toekoms. Maar die Here se hart was nog altyd gewees om ons vry te maak. Die Here se hart was nog altyd gewees om ons nie te restrict nie. En ons joy te gee en peace te gee en hoop te gee vir die toekoms. So, ek is nie hier vandag om oor moeds en moenies te praat nie. Toe ek voorberei vir die boodskap het ek spesifiek gevoel dat dis glad nie die Here se hart om hier te sê moenie daai doen nie en jy moet dit doen en so. Dit is absoluut die wet en ek is nie iemand wat wettiese preke doen nie. Ek glo dat die Here Jesus Christus het gekom en hy die wet vervul en ons lewe nou in die dispensation van genade en daarom is ons geregtig deur geloof en nie deur werke nie. So wat ek vandag in hierdie boodskap wil posisioneer is nie 'n lys van moes en moenies nie, maar ek wil
Ek wil 'n beter affection vir jou posisioneer en vir my posisioneer. 'n affection wat ons kan oplig en dan kan kyk wat singular is, eenvoudig is. Iets wat ons dan kan kyk wat nie verander nie, wat vir ons duidelikheid gee, wat vir ons rigting gee, wat vir ons lig skyn, wat die waarheid is wanneer ons sukkel om te discern wat ons moet doen. Jy sien, die Here het daai een affection vir ons kom gee. En dis Jesus Christus. Hy sê dat hy is die lover of our soul. Hy is die een affection wat alle affections trump. En wanneer ons begin om na hom te kyk en hom net voor ons hou en ons oë net toemaak en hom net voor ons hou en ons kyk net na hom, dan begin hy binne in ons al daai ander affections wat nie van hom af is nie, begin afval en wegval. En ons begin daai lig kom van binnekant af uit. En daai stabiliteit en daai joy wat ons altyd so na streef, begin al hoe duideliker en duideliker raak. Want die Bybel sê, as we behold him, we are being transformed from glory to glory. So, soos wat ons Christus behold. Dis nie, ek meen, natuurlik Bybel lees, of soos, dit is nie, kyk na prentjie fisies nie, wat ek probeer sê is, in jou geestesoog, hou jy Christus voor jou. En, maak nie saak dan wat jy doen nie, maak nie saak waar jy is nie. Al daai goeders begin wegveil in die agtergrond, en jy begin net daai een realiteit sien, wat Christus is, wat binne in ons is. En dit is die prentjie wat die Here vir ons vooroor wil hou. Hy wil ons help om ons affections op hom te stel, en nie op die goed van die wêreld nie, want daai goeie verander altyd. Jy weet, die affections van die wêreld het 'n manier om nooit genoeg te wees nie, of wanneer mense dink altyd, as ek daar kom, gaan ek genoeg, as ek dit het, dan gaan ek gelukkig wees, maar dit hou altyd aanskuif, daar's geen konstante daar nie, maar Christus is 'n konstante. Wanneer ons op hom fokus, dan is dit konstant. En ek het so 3 stories, belewennisse wat ek in my lewe gehad het, waar die Here met my kom werk het en vir my kom wys het hoe hierdie affection op hom regtig 'n impak het op hoe ons lewens geshape word. En die eerste storie is toe ek op universiteit was, het ek vir vakansiewerk shuttle gery vir 'n besigheid wat mense by die lughawe gaan haal het en dan by gastehuise in Stellenbosch en spesifiek ook hierdie spas na toe gevat het. En dan het ek by die lughawe gaan haal en na hierdie plekke toe gevat. En in daai vakansie sê ek vir die Here, hy moet my leer van giving. En hy begin vir my te wys dat wanneer hy my sê om te give en ek gee, dan bless hy my op die volgende trip 2 of 3 keer meer. En dis 'n testimony wat ek al geshare het oor hoe mens nie die Here kan outgive nie, maar daar's 'n bietjie ander angle op een van hierdie stories. Ek het by Bakwena Spa altyd was daar 'n security boom gewees en mense moes al gestop het om in te gaan. En daar was 'n ou gewees met die naam Mapie. En hy was nie elke dag daar nie, maar in die oggende van die aande of selfs in die oggende wanneer ek nou geslaap het ek baie keer 'n visie gekry van Mapie. Sy gesig gesien of iets het gebeur en dat ek geweet ek moet daai dag gaan ek hom sien en dan moet ek vir hom 'n tip gee. Een van die tips wat ek dan kry. En so dit begin. Ek het vir my visie van hom gekry, dan het ek gery, dan was hy by die dag by daar, dan het ek 'n tip gekry by die persoon, as ek uitry en dan gee ek vir my geld. En sê ek vir Mapie, hy het weer gebid en vir die rig gevra vir geld, nee. En dan sê hy, ja, sê ek, die Here het geluister hierso. Dan gee ek dit vir hom. En dit het 2 keer, 3 keer gebeur en ergens kon ek kan nie onthou presies of hy het eers gevra het of nie, maar ek onthou ek het spesifiek vir hom gesê, Mapie, jy moet nie vir my vra vir geld nie. Ek dink ek het 'n conviction gehad oor. Ek het vir Mapie, jy moet nie vir my vra vir geld nie. As jy geld nodig het,
gaan bid vir die Here, hy sal vir my sê, as ek vir jou moet geld gee, moet nie vir my vir geld vra nie. Ek het het gevoel ek moet dit vir hom sê, weet, en so het aangegaan vir die vakansie, en dit is ek maar 2-3 maande vakansie, daai studentenvakansie, lekker lang, en towards die einde van die vakansie kan ek onthou wat daar 'n spesifieke incident gebeur waar ek uitgery het, en die Here het nie daai dag vir my iets gewys van hom of so nie, en hy het my gestop en hy het gesê nie, maar hy kort nou geld. En in daai oomblik kon ek voel in die spirit dat die Here sê, okay, maar dit het nou gestop. Hy het nou op my vertrou, het nou op jou begin vertrou, en ek moes dit vir hom gesê het, dat dit het nou gestop. Ja, so dit was nogal vir my 'n leerskool gewees van, jy weet, hou jou oë gefokus op Jesus Christus, en hy kan dan met deur mense werk vir jou, maar moenie jou oë van hom afhaal nie. Want die oomblik wat jy op mense begin vertrou en jou oë van hom afhaal, dan step mens uit daai faith uit. En jou affection is nie dan meer op hom nie, maar jou affection is dan op die mense of die geld. En ja, dit was my 'n belangrike leerskool gewees. Nou, ons het nog vriende gebly na dit, en jy weet, dit is maar daar was 'n spesifieke event gewees waar die Here vir my dit kom leer het. En jy weet, een van die scriptures wat so 'n bietjie daarvan praat is daai scripture waar die saaier gaan en hy saai daai 4 saadjies, en die eerste saadjie eet die voëls mos van die pad af, en die tweede saadjie word deur die son gebak, en dan gaan dit dood want dit nie wortel geskiet nie. Die derde saadjie is regtig die groot ene wat inkom, en daai woord choke. Dit sê, for the deceitfulness of riches and the desire for other things choked the word, and it became unprofitable. En dis wat hierdie affections doen, dit distract ons van die woord wat Christus vir ons gegee het. Distract ons van dit wat hy wil doen, en daai woord wat die Here gespreek het vir daai season raak unprofitable. Want hierdie affections kom in en dit choke daai woord. Dit either eet weg uit die faith uit wat nodig was vir dit, of hoe ook al dit werk, daai deception kom in en dit choke die woord. So die Here wil hê dat ons moet ons oë op hom gerig hou. Die Here wil hê ons moet hom ons enigste affection maak, en dan sal ons vrug dra, dan sal die woord wat hy in season spreek, of die spesifieke ding wat hy wil doen, sal vrug dra, en ons hoef nie bekommerd te wees dat dit unprofitable raak nie. So dit was die een ding. Die ander storie was gewees, so van in die middel van my karier het ek 'n fase bereik in my loopbaan wat ek baie confused begin raak het. Ek was nie seker of ek moet bly waar ek is nie. Ek het jy weet, die duiwel het 'n goed in my oor kom fluister van, jy weet, is hierdie nou so ver wat jy gaan, en jy weet, jy stagneer, en allerlei sulke goeders, en ek het baie confused begin raak. Ek het begin luister na hierdie stemmetjies van, maar jy wil meer hê, en jy wil hoër posisies hê, en allerlei sulke affections het my begin confused maak van wie ek is, waartoe ek op pad is, wie God is vir my, dat hy 'n pa is, dat hy vir my goed is. Ek het my oë begin afval van wie hy is, en van wie hy vir my was tot op daai stadium, en ek het begin kyk na hierdie ander goeders wat ek wil hê, en wat ek gedink het ek wil hê, op daai stadium. En wat toe begin gebeur het is, dit is toe vir die duiwel makliker om vir my te begin opsies gee, wat ek baie amper gevat het op daai stadium. Ek het baie amper my werk gelos waar ek was, en iets begin, 'n besigheid begin met opsies, want onthou, wanneer 'n mens so confused, wanneer jy nie confused is en jy weet wat jy moet doen, dan is dit moeilik vir die duiwel om jou te tempt met 'n dead work wat jou lewe gaan seermaak. Dit is moeilik om jou te tempt. Maar wanneer jy begin confused raak, en jy begin fearful raak, en jy begin angstig raak, dan wil mense aan goeders gryp en vat, en jy wil goeders doen. En ek het baie amper in daai stuk getrap, waar ek wil goeders doen, en probeer beheer te vat, jy weet, en deur genade
het ek nie my werk gelos nie. En as ek nou terugkyk, die besigheid wat ek sou begin het, daai mense is glad nie meer in daai besigheid nie. As ek heel moontlik uit 'n werk uit gewees het. Ek is nou, as ek terugkyk waar ek was en waar ek nou is in my loopbaan, is ek baie verder. En is also dankie aan die Here, weet dat hy my kon deurkry deur daai baie confused stadium en ek onthou spesifiek in daai stadium het ek net by sy voete gaan sit en gesê, Here, ek weet nie wat aangaan nie, ek kan nie sien nie, jy moet my net help, ek sit by jou voete, ek hou net vas, ek so prentjie gehad en ek hou net vas aan die agterkant van sy garment, en net gesê, hou my net by u, want dit klomp goed om my, asof goed is om my geskree het, jy weet, maar ek het net probeer om by die Here te bly, en hy het my deur sy genade daar gehou, en ek kon daar deur gaan, en deur daai confused fase gaan, en ek dink ons almal gaan maar deur sulke fases gaan in ons lewe, waar ons nie seker is van ons geloof dalk nie, of nie seker is van verhoudinge nie, of van werke nie, of ons gesondheid pla, en al die goeders generate, jy weet, generate confusion en anxiety, en die duiwel kan dan, soos ek sê, inkom en dead works offer, wat ons dan vat, en dit dan 'n negatiewe impak op ons lewe. So die Here wil hê ons moet in hierdie moeilike tye, moet ons op hom fokus. Ons moet net by hom gaan sit. Jy hoef nie iets te sê nie. Hy het nie lang gebede gebid nie. Dit was net, Here, hier is ek. Here, help my. Help my net om u te sien, op u te fokus. En die Here vat ons dan en hy help ons deur daai goeders. En soos ek sê, ek kon daar deur gaan. 'n derde storie wat ek ook net wil deel, wat ek dink vir my ook half hierdie ding van affections mooi uitgebeeld het, was terwyl ek by Vredelus was, net voor familiekerk begin het ons 'n groot selgroep gehad, en ons het dit was 'n young working selgroep gewees, enkel lopende mense, ons was lekker groot groep gewees, en ek onthou dat een van die gesprekke was toe gewees rondom gawes, en twee van die mense daar sê nie, maar hulle wil dit beleef, hulle wil jy weet, hulle wil impress in hierdie ding van gawes en hulle wil dit beleef, en ek kan onthou, ek moes 'n keuse maak daar, dit sou, ek dink, weet, mens wil nie risiko vat nie, wat is 'n mens nou iets gaan doen en dit werk nie, wat as die Here nie deurkom nie, en daai affection van, ek wil eerder net in die gemaksone bly, ek wil nie myself out there sit nie, dit is lekker om net gemaklik te wees, en nie risiko te vat nie, dit is maar 'n affection vir, jy weet, vir comfort, jy weet, mens wil net eerder comfortable bly, en jy wil nie die risiko vat om die Here op sy woord te vat en te sê, jy weet, iets gesê as ons vir mense gaan bid, dan gaan hulle genees word, en myself al buite te sit, dit is al ongemaklik. En ek onthou dat ek by daai vurk in die pad gekom, en ek sê toe vir ons, maar maar dan kom ons gaan. Ek vir die Here, u moet nou deurkom hierso, want ek het nou gesê, dis wat u doen, en maar u moet nou opdaag, want ek het niks nie. U moet opdaag en u weet die mense wys dat u regtige God van krag is, en van miracles en van healing, maar hier gaan ons. En ek onthou, ek het hulle gekry by die Karl Bremer hospitaal, as 'n parkeerterrein, die aand, daar gestop, eers lekker geweet waar om te gaan nie, het begin stap na die hospitaal toe, vir sê, Here, u moet net vir ons lei, en by die deur aangekom, daar is 'n sekuriteitspersoon wat jy moet sê, waar toe gaan, ek het nie geweet waar toe om te gaan nie, so toe ek inkom, het hulle net vir een of ander rede my nie gevra waar toe ek gaan nie. Ons gaan nie, ons drie, so ons stap toe verby, en ons stap toe by die lift, en sit die lift aan, weet ons steeds nie waar toe ons gaan nie, klim in die lift, weet ons steeds nie waar toe ons gaan nie, eerste topie wat ek sien is nommer 4, druk nommer 4, en kyk, gaan op,
deure maak oop, dis bietjie donker, stap in, kyk regs, pikdonker, kyk links, daar lyk of al bietjie ligte brand, begin stap, sien ons 'n paar rye, sale, gange, stap maar so aan, hier sien ek 'n ene gang, daar aan die ander kant van die einde van die gang brand 'n lig uit 'n kamer uit. Ek voel toe maar, okay Here, kom ons gaan maar soontoe. Dit is maar so half asof ek maar net, jy weet, ek kan amper sê, voel ek stap maar net waar ek voel ek moet stap. Anyways, ons stap af van die gang. Daar is 'n ander sale ook wat se ligte aan is, maar hulle deure is toe, maar hierdie een saal se deur is oop en dis nou kom die lig uitskyn. En ons stap in en die eerste persoon slaap in die bed en ons kom by die volgende bed net langs aan dit aan. Daar lê 'n vrou. Begin met haar praat, vra vir haar, wat is haar storie? Nee, sê sy, sy is baie angstig, sy sou ingekom het hospitaal toe net vir 'n check-up van iets en toe kom hulle agter maar sy het 'n maag sweer of iets met haar maag, dink dit is 'n maagsweer gewees en sy is nog 3 dae in die hospitaal en haar dogter is alleen by die huis en sy is in die hoërskool en sy weet nie wat te doen nie en sy is 'n enkel ouer en dis vir haar baie traumaties. En ons het vir neem ons gaan vir haar bid. Weet vir ons wat bid vir ons van my, luister, jy weet, is in 'n kerk of waar toe gaan sy, nee, sy is in Vredelust. Wow, en ek meen, dis het vir ons so amazing, ons is soos, Jesusie, maar hier is ons gestuur, ons almal in jou kerk, sy is vol faith, dat die Here, weet, haar raak sien, en ons bid vir haar, en sy het nie dadelik daar opgespring of enige ietsie, maar ons is huis toe, nadat ons vir haar gebid het, ek dink dit was die donderdag aand gewees, ons het die woensdag self gehad, die donderdag het ons toe gegaan, die sondag hier loop ons die vrou raak in die kerk, toe sy genees, sy het die donderdag aand, die vrydagoggend wakker geword, dokter gesê, daar is niks meer, fout met haar maag is, sy kan huis toe gaan. En dit was net vir so 'n awesome testimony gewees van, jy weet, jy weet nie, daar is 'n risiko wat jy moet vat, dit is baie gemakliker om net te sê, nee, weet jy wat, ek gaan nie nou hierdie ding doen nie, maar as jy actually uitstep en net op die Here vertrou, nie op mense nie, nie op enigiets van jouself, jy net op hom vertrou, dan kom hy deur. En hy vestig, en hy gee vir mense daai bevestiging dat hy is 'n God van krag, hy is 'n God van miracles, as ons net op hom sal fokus, op hom sal vertrou. So, ek dink my boodskap uit dit uit is om regtig die Here te vertrou vir wie hy sê is, en om daai affection te maak en sê, Here, ek gaan my oë op U hou, ek gaan net op U vertrou, en ek gaan nie op mense vertrou nie, ek gaan nie op myself vertrou nie, ek gaan my oë op U rig, en ek gaan glo wat U sê U is, dat U ook sal doen wat U sê U sal doen. So, ek dink die boodskap, jy weet, is nie dat die Here wil nie ons moet fokus op moeds en moenies nie. Dit was ook nooit sy hart gewees nie. Selfs met die begin van die Israeliete voor die 10 gebooie, dit was nooit sy hart vir ons om te fokus op moeds en moenies nie. Sy hart was nog altyd gewees dat ons net op hom sal fokus. En wanneer ons net op hom fokus, dan gee ons vir hom die reg, die autoriteit om ons lewens te begin verander. Dis wat hy wil doen. So, dis my uitnodiging vir jou vandag, dit is my plead, dat ons al ons affections sal neerlê, en hom ons enigste affection sal maak, dat ons hom sal kies bo alles, en dat ons hom sal pursue met alles binne ons. So, ek wil graag, sommer saam met jou bid, as daar enige iets is wat jy voel, ek wil net hierdie voor die Here se voete neerlê. Ek wil net graag, jy weet, ek het affections wat ek voel my distract, wat my anxious maak en fearful maak, en ek wil graag dit voor die Here se voete gaan neerlê. Dan gaan ons dit doen, en ons gaan hom dit vra om ons enigste affection te word. So kom ons sluit die oë en bid saam. Hemelse Vader, Pa, dankie dat, Here, U hart was nog nooit om ons te restrict nie, U hart was nog altyd om ons te bless en ons vry te maak, Here, dat ons in freedom kan lewe. Dit was nog altyd U hart gewees het. Dankie dat vandag se boodskap, Here, is 'n uitnodiging vir ons almal om al ons affections, Here, wat nie van U is nie, by U voete te kom neerlê. En Here, op te neem, Here, die vryheid wat ons kry deur die Gees.
Ek bid nou vir elke persoon, Here, dat ons daai goedjies by voete sal neerlê. En dankie, Here, dat U dit vat. En Here, dat ons oë nou op U kan rig as ons enigste affection. Sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Goed, baie dankie dat julle die diens bygewoon het. Hoop julle het 'n wonderlike Sondag verder en maak gerus volgende Sondag 'n draai by die kerk. So lekker om julle daar te sien. Geseën mag die liefde van die Vader, die genade en die righteousness van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees met jou wees in hierdie week. Seën vir jou in Jesus naam.